2 jaar saam met u. Wat 'n wonderlike voorreg. Wanneer jy so terugkyk en jy sien die boodskappe se titels kom op, dan dink jy, dis net die Here, né? Dis net die Here, net hy kan doen wat hy nodig het om te doen. Die laaste maand of so praat ek op die Goue Kus oor vrees. Vrede en vrees. En die verskil tussen die twee. Dit moet, mense nou dink dis vanselfsprekend. En laas week 2 weke terug het ek 'n boodskap gepraat oor wat bewaak jou hart. Is dit vrees of is dit vrede? Want baie keer dink ons dis vrede, maar dis vrees wat by jou hart staan. En die idee van vreesagtig wees is die een ding waaroor die Here ons die meeste oor waarsku in die woord van God. Moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Selfs met die disippels van Jesus, die vooraand voor sy kruisiging, is dit die een ding wat hy vir hulle sê. Ek wil nie julle moet bang raak nie. Wat 'n tyd om vir hulle te sê, ek wil nie jy moet bang wees nie. Ek gaan jou los, ek gaan jou alleen los, julle het saam met my gewandel, julle het siekes gesond gemaak, julle het gesien wat ons doen, julle het gesien wat's moontlik, maar ek gaan julle nou los. Maar ek los julle nie as weeskinders nie. Ek stuur vir julle 'n ander helper, die Skeppergees. Hy gaan saam met julle wees en hy gaan in julle kom woon. Maar nog steeds, vir die kop maak dit nie sin nie, want die uiterlike, dit wat jy in die visie sien, is meer werklik as dit wat jy glo in die bonatuurlike of in die geestelike. En dit is die bruggie wat ek met u oor wil van praat vandag, is hoe kry ek myself om te weet dat daar's 'n geestelike realm wat meer werklik is as die fisiese realm, meer werklik as die stoel waarop jy sit. Hoe kry ek jou om dit te glo? Hoe kry ek jou om deel te neem in dit wat Jesus Christus vir jou gedoen het en wie hy is? En daar's 3 skrifte wat ek vir ons weer wil lees. Ek wil jy moet mooi luister saam met my. Ek het vir Jannie beloof 40 minute, 40 tot 60. Ons sal sien. Ons gaan kyk of ons deur dit kan kom. In Romeine 8 vers 15 sê die Bybel dit. Luister en dan sê jy vir my of ek reg is. Want julle het nie ontvang om slawe te wees van vrees nie. Want julle het nie ontvang om slawe te wees van vrees nie. As jy nie jou Bybel ken nie, en jy nie jou Bybel lees nie, gaan jy glo wat ek sê is waar. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Wat die Bybel sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny nie. Ons sien met die Israeliete, toe hulle uit Egipte land uitkom, was daar 'n gees van slawerny. Hulle kon dit nie uit hulle koppe uitkry nie, alhoewel jy die God het wat vir jou brood gee, wat vir jou water gee, jou skoene word nie oud nie, jou klere word nie oud nie, jy is gesond, jy word nie siek nie, hy maak die Rooi See vir jou oop, hy druk die mure van Jerigo plat, is daar nog steeds 'n gees van slawerny, wat jou bind en vir jou sê, jy's 'n slaaf. En nou sê die Bybel vir my en vir jou, dis nie 'n gees wat jy van God af ontvang het nie. As dit nie 'n gees is wat ek van God af ontvang het nie, wat het ek van God af ontvang? Ek is bly jy het gevra, hy sê vir ons, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders. Dis wat jy ontvang het. Ek is 'n kind van God. Ek is nie 'n slaaf van vrees nie, ek is 'n kind van God. Die wete dat jy werklik 'n kind van God is, moet jou kan losmaak van die feit dat jy dink jy's 'n slaaf van vrees. Behalwe as dit net in jou kop is en dit het nog nie afgesak in jou gees van wie jy werklik is in Christus Jesus nie. Julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders. Nie tot slawe nie, nie tot dienaars nie. Kinders, jy is sy kind. Hy is jou vader.
Julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ek en jy roep wat? Abba Vader, my Vader. Nie my regter nie, nie my oordelaar nie, is hy al daai dinge? Ja, maar dis nie wat ek ontvang het nie. Ons word geleer, dis hoe hy is, dis sy karakter. Die realiteit is, die Bybel sê, ek het die gees van aanneming ontvang. Wat sê ek is sy kind, en omdat ek sy kind is, sê ek Abba Vader, en daarom is ek nie meer 'n slaaf van vrees nie. Vrees het nie meer hou vas nie. 2 Timoteus 1 vers 7 sê vir ons die woorde, want God het ons nie vreesagtigheid gegee nie. Is dit wat dit sê? Kom ek sê vir wat dit sê? Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Vrees word gedryf deur 'n gees. Ons worstelstryd, vriend, is nie vlees en bloed nie. Dis magte in die geesteswêreld. Maar ons het 'n groter gees as die magte in die geesteswêreld. En ek gaan dit vir u wys vandag. En ek hoop u gaan uitloop vandag met 'n nuwe hoop en 'n nuwe confidence en vrees van die lewe afgebreek. Gelos. Ons het gesê, toe ons die uitreiking begin het, ek kan nie bekostig dat jy inloop en dieselfde uitloop nie. Hoekom kom ons by mekaar dan? As jy vandag met vrees ingeloop het, kan ek nie bekostig dat jy met daai selfde vrees uitloop nie. Want hoekom kom ons by mekaar? Is ons God nie groot genoeg om alle siekte gesond te maak vandag nie? Ja, maar ja, niks jama's nie. Is dit moontlik? Is ons God nie in staat om elke vrees en angs en depressie te verwyder nie? Wanneer? Vandag, nou. Hy doen dit nou. Hy het dit reeds gedoen. Al wat hy probeer vir my en vir jou kry is om met die program te kom. Dit wat hy reeds gedoen het, kan jy bewus word van dit aan die binnekant van jou. Nou sê die Bybel, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. So jy weet, vrees kom nie van God af nie. Wat het hy jou gegee? Maar 'n gees van krag, 'n gees van liefde, 'n gees van selfbeheersing. Die Engels sê vir my beter, a sound mind. Ek het 'n gedagte wat dink soos hy dink. Ek het 'n gedagte wat ooreenstem met wat hy sê. En ek laat nie meer dat die buitekant my oorweldig nie, maar ek laat dat die binnekant die buitekant oorweldig. Spreuke 4:23 sê hierdie belangrike woorde. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Hy sê nie bewaak jou hart bo alles wat bewaak moet word nie. Dis nie wat hy sê nie. Luister wat sê die skrif. Bewaak jou hart. Was daar enige manne wat in die army was? Daar's 'n paar. Ek was 7 saai infantry, Palaborwa. Lekker. En die ergste ding wat jy kon gesê het, is jy moet wag staan. Maar dan staan jy daar by daai boomgate, né? Dan sê jy's gestaats en jy's gestryk en jy's geregheid en daai hoetjie, daai berei staan so in daai dingetjie badge blink en die boots blink, hulle kan jou van die highway af sien. Dan kom daai kolonel verbygery en dan staan jy nou wag, want jy's besig om dit wat aan die binnekant is van daai omheining te bewaar. So jy is 'n wag. Jy bewaak dit en jy's paraat en jy's reg. Jy bewaak. Nou sê die Bybel, bewaak jou hart meer as alles. Alles. Nie bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moes word. Die waarde van wie jy is. Raai, waar is dit? In jou hart. Raai, wat moet jy bewaak? Ek moet bewaak die waarde wat ek is in hom. Ek moet dit bewaak, ek moet wag staan. As ek nie wag staan nie, gaan die vyand inkom en dit van my af steel.
Bo enige iets is jou hart, die toestand van jou hart, is die belangrikste ding waarmee jy en ek kan deel op 'n daaglikse basis. Hoe lyk my hart? Staan daar nog gewag by my hart? Bewaak jou hart. Hoekom moet ons dit doen? Hoekom moet ons harte bewaak meer as alles wat bewaar moet word? Want daaruit, waaruit? Uit jou hart uit, is die oorspronge van die lewe. Oorspronge van die lewe kom nie van die buitekant af nie, vriend. Dit kom van die binnekant af. Wat gaan aan die binnekant aan? Wat het gebeur toe Jesus in jou lewe intrek? Het hy jou waarde bepaal? Of bepaal die wêreld daar buite nog jou waarde? Is hulle nog besig vir jou om te sê hoe jy moet wees en hoe jy moet reageer? Of is daar 'n interne waarheid wat jou losgemaak het en vrygemaak het van die wêreld en die opinies van die wêreld, en jy is in 'n fundament, is jy besig om jou hart te bewaak en te bewaar bo alles, want uit jou hart uit spring lewe. Daai selfde lewe wat Jesus vir my en vir jou beloof het in Johannes 10:10. Ek het gekom dat julle lewe, en dan sê ons, en oorvloed, en dan dink ons aan al die goed. Dis nie wat dit sê nie. Ek het gekom dat julle die lewe en die lewe, die energiebron van wie ek is aan die binnekant van jou, dat jy dit kan hê in oorvloed. Want wanneer ek dit het in oorvloed, dan kom dit uit. Dan spring dit uit. Uit my binneste spring strome van lewende water. Uit my binneste. Dis die oorsprong van die lewe, kom uit my binnekant uit. En nie van wat aan die buitekant gebeur nie. Dit is so belangrik dat ek en jy dit verstaan. Toe ons daai dingetjie sing van vernuwe, 'n nuwe passie in my. Toe dink ek, weet jy wat, ek het 'n bietjie terugbeweeg, Tashi. Sy het my geken toe ek nog jonk en rof was in die Here. Ek het net, man, ek het nou gekalmeer. Baie gekalmeer, eintlik, baie gekalmeer. Ek probeer oordentlik kommunikeer. Ek probeer my sinnetjies klaarmaak. Ek probeer die feedback wat my vrou my gee, jy moet nou weet, jy moet nou stadiger, probeer ek nou inwerk. Maar as daar een ding is wat ek passie oor het, is wanneer vrees die kinders van die Here vasgryp, en hulle kan nie loskom nie. En hulle weet nie om los te kom nie, hulle is vasgevang in angs, en depressie en bekommernis. As jy my nou wil krap, dan kom jy met daai. Want ek weet dis nie sy wil vir jou lewe nie. En ek weet ergens het die vyand toegang gekry, of het nou deur trauma was of wat ook al. En dit gebeur so maklik. Jy geweet as ek nou daar om hy hoekie staan en ek sê vir Hugo, en Hugo loop verby en ek spring daar uit en ek maak hom bang. Wah! En nou skrik Hugo. Dit beteken nie, hy is vreesagtig nie, hy het net geskrik. Maar as hy bang raak om verby daai deur te loop die volgende keer, dan vrees hom gevang. Nou bestuur ek nie meer in die aand nie, want is donker. Of ek ry nie op die highway nie, want daar's te veel karre. Of ek doen nie meer die nie, want wat ook al. En nou vra ek jou, en dan sê ons, wel dis wysheid. Nee, is vrees. Vrees staan by die hart, by jou hart. Vrees is besig om jou besluite te beïnvloed. Hoe jy werk, wat 'n pad jy ry, wanneer jy ry, hoe jy dinge doen, wanneer jy dinge doen, hoe hulle dit moet doen, hoe hulle dit moet doen, hoekom doen hulle dit nie so nie, ek kan nie glo hulle doen dit so nie. En uit dit uitkom nie die oorspronge van die lewe nie, dit kom uit die oorspronge van vrees. En voor jy jouself kan kry, praat jy ander mense om jou in dieselfde vrees in. En dan maak ons klein groepies. Wat gaan ons nou doen? Die realiteit is, ek en jy moet kan sien wat in die gees gebeur. Daar's 'n realiteit groter as die realiteit. As ek nou vandag vir jou sê, wie glo daar's engele in hierdie plek? Wie het hulle enige aandag gegee van dat jy ingeloop het? Daar's een wat aandag gegee het. Ons doen nie, want dit maak nie saak nie, ons sien dit nie. Ons word meer beweeg deur dit wat ons sien. As dan nou 'n engel hier gaan opstaan, en hy staan daar in sy kop gaan daar deur die dak, en sy vlerke is nou groot, dan gaan ons nou 'n ander ding sien, né? Dan gaan ons nou sien hoe regtig glo jy nou in engele. Glo jy 'n engel is, wat 'n engel is. Want ek sien in die Bybel, as die engel verskyn,
dan val hulle flou. Is nie iets, die engel moet hulle, is okay, is okay, stel maar op. In die boek van 2 Konings 6, ons gaan lees vanaf vers 13, maar net 'n bietjie agtergrond. Hierdie een koning staan op teen Israel en Elisa die profeet sê vir die koning van Israel wat die ander koning gaan doen. En die ander koning raak baie omgekrap. Hy sê, hoe weet hierdie ou wat ek gaan doen? En die ouens sê, daar's net een man wat dit weet, want hy kan sien wat gaan aan in die gees. En hierdie man is besig om vir die koning van Israel te vertel wat jy in jou binnekamer doen. Nou sê die koning in vers 13, en hy sê, gaan kyk, waar is hy? Dat ek hom kan laat vang. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is daar in Dothan. So het hy daarheen perde en strydwaans en 'n swaar leer gestuur en hulle in die nag gekom en die stad omsingel. Dis wat vrees doen. Hy kom en omsingel jou. Hy wil net kyk hoe gaan jy reageer. Die vyand weet nie wat jy dink nie. Al hoe hy weet wat jy dink is wanneer hy 'n pyl op jou afstuur en kyk hoe jy reageer. Nou kom een nou gedagte gee, ek het hierdie pyn in my knie, ek wonder wat dit nou is. Is dit nie wat jy vra nie? Ek wonder wat is dit? En dan loop jy en dan word dit erger. Weet jy wat? Ek is seker my ouma het hierdie selfde ding gehad. En dan loop jy nou nog 'n week. Weet jy wat? Ek is seker hulle daai ding het so erg geword, sy kon nie loop nie. En die hele tyd voer jy die vyand presies wat hy wil hoor. Ek hoor wat jy sê oor daai pyn. Ek sien wat jy sê oor daai pyn. Kom ek gee vir jou nog 'n gedagte. En in plaas daarvan as kinders van God, waar jy het die skuld van geloof. Hoekom het jy die skuld van geloof? Wat sê die Bybel? Hoekom het jy daai skuld? Om wat te doen? Wat se pyle? Hoeveel van hulle? Elke vurige pyl van die vyand uitblus. Elke vurige pyl van die vyand sal kan uitblus. As ek dit nie uitblus nie, dan reageer ek en dan sê ek weet nie wat gaan ek doen in die omstandighede nie. Hy omsingel jou in die nag. En voor jy jouself kan kry, word jy wakker in die oggend en jy's klaar angsbevange oor jou dag en wat gaan gebeur en hoe gaan dit werk? Ek verstaan nie, ek weet nie wat die antwoord is nie. En in plaas daarvan dat vrede ons hart regeer, is die bekommernis van die wêreld besig om ons te regeer. En vrees staan by ons harte. Toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Ek wonder hoeveel keer het ons al gesê, ek wonder wat gaan ek nou doen? Want die fisiese, dit wat ek fisies sien, is besig om my aandag so hard en so sterk te gryp, dat ek geen ander opsie sien nie. Hierdie man sê vir Elisa, wat gaan ons nou doen? Ek sien wat ek sien. As jy saam met my gewandel het hierdie jaar, sal jy weet wat gaan ons nou doen. Daar's een ding wat jou hart bewaar en jou sinne bewaar en dis vrede. Hoe kry ek vrede? Wanneer ek hierdie ding sien en vrees het my omsingel en alles sê vir my ek moet bang wees, alles sê vir my ek moet vreesagtig wees, wat doen ek? Ek hoop u sê vandag vir my, ek verbly my in die Here. Ek herhaal, ek verbly my, wanneer in die Here? Altyd in die Here. Dis nie 'n kwessie van wat gaan ek doen nie, ek verbly my in die Here, ek herhaal, ek verbly my altyd in die Here. Ja, maar sien jy die omstandighede nie? Die omstandighede beweeg nie wat ek aan die binnekant weet nie. Wanneer ek my in die Here verbly, in plaas daarvan om bekommerd geword oor die omstandighede, laat ek my wat? My vriendelikheid aan almal bekend word. Ja, maar jy nie 'n probleem nie, ek het. Ja, maar ek is so vriendelik. Ek verbly my in die Here. Hierdie probleem is klein en te doen met die God met wie ek dien. Dis klein, dis klein. Vir my as 'n mens gelyk dit groot.
Maar ek wil vir jou sê, dis klein met die God met wie ons te doen het. En dan, wanneer ek my verbly het en ek my vriendelikheid aan almal bekend word gemaak in die middel van die storm, wees ek oor niks besorg nie, maar ek praat met hom. Ek laat my begeertes met gebed en danksegging aan God bekend word. En dan, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die laar wat my omsingel, ten spyte van die vrees, laat ek die vrede van God, wat my verstand te bowe gaan, laat my hart en my sinne kom bewaar in Christus Jesus. Mag ek en jy nooit hoef te sê, ek weet nie wat ek gaan doen nie. As jy dit ooit sê, het jy nie geluister wat ek sê nie. Ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, 2 woorde, is die enigste 2 woorde is wat jy wegvat vandag. Luister na die 2, is julle reg? Vrees nie. Dis sy wapen, vriend. Dis die wapen, dis sy nommer 1 wapen. Toe hy Adam en Eva vasvang in die tuin, wat het Adam gesê toe die Here hom kom soek? Ek het gevrees en ek het myself weggesteek. Ek het gevrees. Die vrees van die skeiding van tussen jou en God, die vrees van, wat gaan ek nou doen, die vrees van my naaktheid, die vrees van my menslikheid, die vrees van my omstandighede, die vrees vir die wêreld, die vrees van alles, het my oorweldig. En maar God het gekom en Jesus het gekom om het te herstel, dat die vredevors in jou hart kan regeer. Hy is die koning van my hart. Hy is die koning van my lewe. Hy regeer, nie vrees nie. Hy het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Ek is nie meer 'n slaaf van vrees nie. Hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En ons het 'n baie gunsteling versie wat ons daar gebruik, né? Ons sê, groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. Ons sê dit hier, né? Maar ons glo dit nie altyd hier nie. Moenie vrees nie, of vrees nie, want die wat by ons is meer as wat by hulle is. Die ou moes daar gestaan en sê, wat? Ek sien net vrees. Ek sien net die omstandighede. Hy sê, Elisa het gebid en gesê, dis 'n gebed wat ek en jy daagliks moet bid. Hierdie is 'n gebed wat ek en jy daagliks moet bid. Open tog my oë dat ek kan sien. Maak my oë oop dat ek kan sien. Nie die fisies nie, maar die geestelik, dit wie ek is in U. My autoriteit in U naam. My autoriteit in dit wat U gedoen het. Help my, maak my oë oop dat ek dit kan sien. Beteken dit die strydwaans en die vuurwaans was nie daar nie? Hulle was. Hulle het net nie gesien nie. En dit is dieselfde met my en jou. Ons word so vasgevang met dit wat voor ons oë is, dat ons vergeet, daar's 'n groter realiteit, as net dit wat jy sien. Moenie beweeg word deur dit wat jy sien nie. Word beweeg deur hy wat in jou bly, hy wat in jou is. Open tog sy oë dat hy kan sien, en die Here het die oë van sy diensknegt geopen, dat hy kon sien, en met eens, was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Met eens, is net 'n perspektief. Dis net 'n verandering van perspektief. Dis net, hier is die probleem, hier is die strydwaans van die vyand, wat gaan ek doen? Ek verbly my in die Here. Ek begin die Here loof en prys. Ek sê vir hom, dankie Here, ek weet nie wat hierdie beteken nie, maar ek weet U is groter. Ek weet nie wat ek hierdeur gaan leer nie. Ek weet nie wat se wysheid ek hier uit gaan vat nie. Maar asseblief moet jy gaan bid. Ag, vat dit weg nie. Daar is 'n proses in die koninkryk van God wat ek en jy moet verstaan. Is wanneer hy daai snipper uitbring en hy begin jou knip en hy begin jou trim. Hoekom doen hy dit? Sodat jy kan verwelg en doodgaan? Hoekom doen hy dit? Sodat jy wat? Meer vrugte kan dra. Dat jy meer kan wees as wat jy was toe jy daarin gegaan het. Is daai snoei lekker?
Vir niemand nie, asseblief, as jy vir my kom sê, jy vind dit baie plesierig. Kom help my, jy moet my miskien kom leer. Dis hard, dis moeilik. Dit voel, het my gehoor my oggendpraatjies, dit voel of die lewe uit jou uitgedruk word, en jy weet, Christus is veronderstel om uit te kom, en alles anders kom uit. Alles anders wat nie Christus is nie, is besig om uit te kom. Paulus skryf vir ons dieselfde gebed in Efesiërs 1 vanaf vers 15. En ek dink hier is waar ek gaan opgewonde raak. As jy hierdie, dis ek dink hoeveel, 6, 7 versies kan verstaan, sal dit u lewe verander, dit gaan u vrymaak van vrees vir die res van die lewe. Julle glo my nie. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus, wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek nie op om vir julle te dank, as ek in julle my gebede dink nie. Danksegging en gebed is so belangrik. Ek is besig om vir julle vir dankie te sê, ek is besig om vir God dankie te sê vir julle. En dan sê hy vir ons wat hy bid in vers 17, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle wysheid en openbaring kan gee. Is dit wat die Bybel sê? Maak so. Nie wat die Bybel sê nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid. Net soos jy te doen het met 'n gees van slawerny, 'n gees van vreesagtigheid, het jy te doen met die hoofletter gees van wysheid. Kom o Skeppergees, lewendmakend gees, gees bo alle ander geeste. Dat hy aan julle die gees van wysheid en openbaring in wat? In kennis van hom mag gee. Jy het wysheid nodig en jy het openbaring nodig wat deur die gees van God kom, sodat jy kan weet wie hy is. In die kennis van hom, in die kennis van wie hy is. Nie 'n godsdiens nie, nie 'n klomp reëls en regulasies nie, in die kennis van wie hy is. As jy werklik weet wie hy is en wie op die troon van jou hart sit en wie die Skepper is wat in jou woon, sal jy nie vreesagtig raak nie. Verligte oë van julle verstand. Dit is presies wat die profeet gebid het. Maak sy oë oop, laat hy kan sien. En nou skryf Paulus, ek wil hê julle oë moet verlig word. Nie van julle gedagtegange nie. Julle verstand, julle gees moet kan sien. Jy moet geestelik kan sien dit wat Jesus gedoen het. As jy dit kan sien, sal dit die buitekant oorweldig. As jy dit nie kan sien nie, is die moontlikheid dat die buitekant jou nog kan oorweldig. Want jy is nog nie vas oortuig dat dit wat Jesus gedoen het is in jou nie. Hoe skryf hy dat julle verligte oë van julle verstand, sodat, hoekom, sodat julle kan weet. Daar's dinge wat jy moet weet. As jy dit nie weet nie, gaan die vyand sirkels om jou hart loop. Daar's dinge wat ek en jy moet weet. As 'n kind van God, moet ek dit weet. Wat is die eerste ding wat ek moet weet? Wat is die hoop van sy roeping? Ja, ek is nie geroep nie. Almal is geroep. En jy moet weet wat die hoop is van daai roeping. Jy moet weet, jy is miskien geroep om die beste oupa te wees, om die beste pa te wees, om die beste ma te wees, om die beste ouma, wat ook al. Wat is jou roeping en wat is die hoop van daardie roeping? Want as die vyand, dis die nommer 1 ding wat hy aanval in jou lewe, is om God se doel en plan met jou lewe te verwoes. En wat hy doen, hy gaan agter jou roeping aan. Dit wat jy passie oor het, dit wat jou roer, dit wat jy in jou hart dra, kinders, wat ook al het is, wat ook al jou passie is,
Vir my is dit om die liggaam van Christus toe te berus met die waarheid van God, wat hulle vrymaak, dat hulle op 'n praktiese manier elke dag kan lewe in die koninkryk van God. Dis my hele doel, dis waaroor alles vir my gaan. Dit gaan oor niks aan, dit is my roeping. Ek ken die hoop van daai roeping. Ek moet dit weet, en ek moet weet waaroor sal die vyand my aanval. So vir my, as 'n prediker, gaan hy vir my sê, sodra ek hier klaar is, hoe dink jy het gegaan? Hoe was dit? Dink jy hulle het gehoor? Het jy gesien hoe gaap daai een? Het jy gesien daai een gee nie om nie? Het jy gesien daai een het nie geluister nie? Het jy geweet dat teen die tyd wat hulle uitloop na hulle kar toe, het hulle vergeet wat jy gesê het? Ja, ek weet. Ek probeer so hard. Ag, asseblief. Gaan praat met iemand anders. Jy's te laat. Jy's te laat. Ek ken die hoop van my roeping. As ek vandag een persoon raak met hierdie boodskap, een persoon om 1 grade te verander, net 1 grade, ek vra jou nie eens om jou lewe 180 om te draai nie, beweeg net vir my hier af, waar jy na vrees kyk en vrees gedomineerd is, beweeg net vir my net so 'n bietjie, na vrede van God toe, en wie hy is, en kyk wat gebeur met jou lewe. Ons praat weer oor 'n jaar, ek wil vir jou sê, jy's 'n ander persoon wat hier sit, as jy net daai klein verskywingkie maak, net om te verander en te weet, ek het die hoop van my roeping. Die hoop van my roeping is om dit te wees. Hy het my hierdie persoonlikheid gegee, hy het my hierdie karaktereienskappe gegee, en hy het dit in my belê, want die volgende ding sê, hoekom moet ek dit weet? En, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Waar is sy erfdeel? Is daar enige heiliges hier vandag? Daar's een. Is daar enige heiliges hier vandag? Raai, waar is sy erfdeel? In jou. Dink jy hy wil terug hê op daai erfdeel? Dink jy het dit in jou gesit sodat dit maar, dis nou maar ek my erfporsie verloor. Vriend, hy het dit in jou gesit sodat vrede in jou hart kan regeer en vrees uitgedryf kan word. En jy kan weet wat is die heerlikheid. Het jy al ooit daaroor gedink? Die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel. Die rykdom van die heerlikheid wat in jou lewe moet wees. Die roeping op jou lewe. En dan die heerlikheid en die rykdom van daai erfdeel in jou en in my. En dan die derde ding wat jy moet weet. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is. Ek wens ek kan vir jou sê ek verstaan. Ek kry so klein glimpsie, maar ek weet hy gaan ons help. Kan jy vir 'n oomblik dink as jy ten volle uitverkoop is in wat dit sê? Jy ken die hoop van jou roeping. Jy ken die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel in die binnekant van jou. En dan ken jy die volgende, die uitnemende grootheid van sy krag. As ek vir jou moet sê, hoe groot dink jy is die uitnemendheid, grootheid van sy krag? As ons 'n bord moet sê, kom ons skryf daar, hoe groot dink jy is dit? Ons het nie 'n begrip nie. Ons kan nie begin nie. Nou sê hy vir my en vir jou, wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir, en dis waar jy jou diskwalifiseer of kwalifiseer. Dis nie vir almal nie. Vir ons wat glo. Sonder geloof is dit onmoontlik om hom te behaag. Hy het hierdie impressie, hy het hierdie ding aan die binnekant vir jou gesit, en vir jou gesê, die hoop van jou roeping, wat ek in jou geplaas het, die rykdom van my heerlikheid, van my erfdeel in jou, en die uitnemende krag wat ek in jou gesit het. Ek wil hê jy moet daarin glo. Ek wil hê jy moet niks anders glo nie. Dis al wat jy glo. Dis al wat jy sê. Dis al wat jy weet. Die vraag moet by my en jou opkom, so wat is hierdie krag? Hoe lyk hierdie krag? As hy praat van hierdie krag, wat verduidelik hy?
Hy sê vir my en vir jou, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het, in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het. Hoor jy wat ek sê? Hoor jy wat ek vir jou sê? Dieselfde krag wat hy gebruik het om Jesus uit die dode op te wek, is nou dieselfde krag wat in jou woon. Vir wat sal jy bang wees? Hoekom sal jy vrees? Kan jy dink vir 'n oomblik, Jesus sterf, hy gaan in die doderyk in, die vyand is besig om te jubel en te juig, hulle die koning sy lewe gevat, en die Heilige Gees loop daarin, en hy sê, ek het gekom om hom te gemaal. Maak hom lewend. Gee hom die sleutels van die koninkryk. Hoor wat sê die Bybel, wat gebeur volgende? Na die werking van sy krag, van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus Jesus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Raai wie sit daar? Julle is net so skaam. Wie sit daar? Jy en ek. Ek in hom in die hemel, hy in my op die aarde. Wat 'n wonderlike openbaring. Hy het hom laat sit aan sy regterhand in die hemele. Luister bo wat? Bo alle owerheid. Bo alle mag. Bo alle krag. Bo alle heerskappy. En elke naam wat genoem word. Nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp. En hom as hoof bo alle dinge. As julle nie saam met my om hierdie gebou hardloop met die volgende sin nie, dan weet ek nie, dan is ons nie gered nie. Aan die gemeente gegee. Hy het hulle aan die gemeente gegee. Raai wie besit dit? Jy en ek. Bo alle mag, bo alle krag, bo alle owerheid. Hy het alles onder sy voete gesit. Hy het sy 'n naam gegee bo elke naam. Maak nie saak wat dit is nie. Maak nie saak wat sy siekte dit is nie. Maak nie saak wat die probleem is nie. Alles is onder sy voete gesit. En hy het hom hoof gemaak van die kerk, die gemeente, en homself aan ons gegee. Halleluja. Ja, amen. Hy het al hierdie dinge. Sorry, ek is net overwhelmed. En hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is. Die volheid, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Weet jy wat jy het? Weet jy werklik wie bly in jou? Weet jy werklik wat God gedoen het, toe hy daai krag gebruik het, en hy het vir jou gesê, Johan, ek wil hê jy moet dit weet, ek wil hê jy moet weet wat is die hoop van jou roeping. Dis een ding wat ek wil hê jy moet weet, en jy gaan die gees van wysheid nodig hê, jy gaan die gees van openbaring hê, nodig hê, in die kennis van hom, van Jesus. Jy gaan verligte oë van jou verstand moet hê, sodat jy nou kan weet, wat is hierdie hoop van jou roeping, wat is die rykdom van die heerlikheid van my erfdeel in jou, my heilige, en die uitnemende grootheid van my krag,
wat ek gebruik het toe ek Jesus gaan haal het uit die doderyk uit en hom opgelig het en hom laat sit het aan my regterhand en hom gesit stel het ver bo alle magte, alle kragte, enige iets, alle autoriteit en ek het hom 'n naam gegee bo elke naam en ek het alles aan sy voete onderwerp en toe ek dit alles klaar gedoen het en jy saam met hom gesete is, toe vat ek hom en toe gee ek hom aan die gemeente. Hy is die volheid en vervul alles in almal. Hoe werk dit op 'n praktiese manier, op 'n daaglikse basis vir jou en vir my? Ek kan net myself gebruik as 'n voorbeeld. Ek weet hoe die vyand werk. Die Bybel sê, ek is nie onbewus van hoe hy werk nie, van sy planne nie. As ek dit kan bepaal, en ek weet wat probeer hy aanval, die hoop van my roeping, dat ek nie sal weet wie ek is in Christus nie, uit my posisie uit probeer beweeg, uit wie Christus is, want ek weet my lewe is weggesteek in Christus Jesus. Die enigste plek wanneer die vyand my kry, is wanneer ek uitbeweeg uit Jesus uit. Ek maak myself 'n oop teiken. En ek doen dit deur sonde of wat ook al. Of selfsugtigheid of ego of wat ook al. Ek beweeg net uit my eenskap met God. Ons is almal een met hom. Jy's een gees met hom. Dis nie jy en hy nie. Julle is een. Dit is 'n nuwe skepping. Dis wat die Bybel dit noem. My bewustheid van daai nuwe skepping is wat die vyand aanval. So hy val my aan in daai plek waar ek dink daar's skeiding tussen my en my. Ek doen miskien iets verkeerd, te sonde of whatever, nou voel ek en ek is so geleer van toe ek groot geword. Jou sonde het skeiding gemaak tussen jou en God. En ek was geleer, so as jy nou gesondig het, dan los hy jou. En dan dan sê jy nou jy's jammer, dan kom hy nou weer terug. So dit is baie moeilik dan om hierdie God ten volle te vertrou, dat hy jou nie gaan begewe en nie verlaat nie, en dat hy so naby is as die asem wat jy inasem die hele tyd. Maak nie saak of jy sondig of nie sondig nie, hy bly by jou. Hy verlaat jou nie, hy sny jou nie af nie, hy bly by jou. Hy het klaar vir jou sondes betaal. Ons sal bietjie daaroor praat, miskien 'n ander dag. Maar as ek jou vyand is en ek kan jou kry om te twyfel in daai eenheid, en ek kan jou kyk om te kyk na die fisies en wie jy is in die fisiese, en soos jy jouself ken en whatever. So hy sal 'n pyl op my afskiet op die dag en wag vir my om te reageer. Wat ook al dit is. Kom en sê dis 'n probleem met gesondheid. Jy skielik kry ek 'n pyn in my heup, weet nie wat dit is nie. Hoe reageer ek? Want hy sal nou kyk. En dan die eerste dinge wat hy kry mense om jou om vinnig vir jou te bevestig. Ek sien jy, wat's fout met jou heup? Nou sê ons wel, ek is nou nie seker nie, maar ek weet nie. Ek is nie seker nie. Jy moet dit laat gaan kyk. Gaan kyk na dit vinnig. Ja, ek ken en dan haal dit sommer 'n vinnige kaartjie uit, né? Try hierdie dokter. Hierdie ou is amazing. Ek het nie probleme met dokters nie. Ek vra net vir u, wat is besig om jou hart te bewaak? Is dit vrees of is dit vrede? My eerste ding is, dankie Here, wat ook al hierdie is, deur die wonde van Jesus is daar vir my genesing. Ek dank U, ek loof U, ek prys U, ek gee geen aandag aan dit nie. Ek loop en dan so loop jy in. Jy kan nie help nie. Ek het vir 12 weke, nee, 6 weke geloop met hierdie ding in my rug. En almal het raad gegee en ek waardeer dit. En almal het gebid en ek waardeer dit. Die realiteit is jy's besig in oorlogvoering met jou gedagtegange en vrees. En hy gaan vir jou sê, maar nou ewe skielik gaan dit hier teen jou rug af, of teen jou been af, of teen jou knie af. En jy begin bekommerd raak, en ek wonder nou wat dit is, en ek wil nou maar, en die volgende pyl kom, en die vyand wag vir jou om te reageer. Vriend, as ek en jy nie vasstaan nie, wanneer jy alles gedoen het om te staan, staan dan. Jy moet 'n wag hê by jou hart.
Jy kan nie vrees laat inkom nie. Vrees is nie wie jy is nie. Jou emosies is nie wie jy is nie. Jy's 'n nuwe skepping in Christus. En as jy nie kan skeiding maak tussen wie jy is in die gees en jou siel wat moet verander word nie. Dit is een van die belangrikste kernboodskappe wat ek en jy kan leer. Anders dan gaan jy altyd sukkel om die verkeerde ding probeer geestelik maak en jy kan nie. Maar wanneer jy besef wat hy gedoen het en wat jou roeping is en wie in jou werk en wie in jou bly en hy is die koning van jou hart, dan kan ek van daar af werk, dat as die vyand 'n pyl op my afskiet, hou ek dit daar buite. Ek vat dit, ek laat dit nie in my hart toe nie. Ek weier om bekommerd te wees. Ek het klaar vir hom gesê, daai wag wat daar staan by my hart sê, nie enigiemand kon deur daai boomgate kom nie. Hy moes vir jou pas wys, hy moes vir jou die wys, hy moes vir jou dit wys, dan sal jy hom laat ingaan. Maar baie keer maak ons net die boomgate oop vir vrees. Ja, kom maar in. Dis ons almal, ons is ook maar net mens. Ook maar net mens. Jy's ook maar net mens. Ek is nie mens nie. Ek is gees. Nommer 1, ek is gees. Ek het 'n siel wat besig is om vernuwe te word. Maar na dit wat die gees sê, en ek het 'n liggaam waarin ek bly. En ek moet na die liggaam kyk, want as die ouetjie omval, maak nie saak hoe sterk ek is in die gees nie. I'm no use. Maar terwyl ek en jy hierdie bron van krag in ons het, hierdie opstandingskrag, en ons werk van daar af, en ek hou die vrees aan die buitekant. Nou kom jou elektrisiteitsrekening en is $30,000 en jy weet, het 'n fout gemaak, ek wonder wat gaan ek nou doen. Die Here moet my help, want ek wil nou nie ja, ek sal nie. Nou kry ek 'n rekening, soveel geld, ek het nie daai geld nie. Wat sê ek? Wat wil die vyand hê ek moet sê? Ek weet nie wat ek gaan doen nie. En dan stuur hy die volgende pyl. Hier kom die ander rekening van die kant af. Dis nou 2 keer erger. Ons sal moet 'n lening vat. Ons sal moet die, ons sal moet daai. Voordat ons enigsins God eers oor gedink het aan hom. As die oplossing van dit wat jy deurgaan. Hy moet nommer 1 wees. Hy moet prioriteit wees. Jy moet elke gedagte gevange neem wat nie aan Christus gehoorsaam is nie. Nie wanneer elke 3de een nie, nie elke 5de een nie. Jy moet elke gedagte gevange neem wat nie aan Christus gehoorsaam is nie. Hoe doen ek dit? Hy kom verby en hy skiet die pyl en ek sê, vat hom gevange, dis nie vir my nie. Dis wat jy sê, dis die feit, dis wat God sê, dis wat die woord sê, dis wat die binnekant vir my sê, dis wat my roeping sê, dis wat die opstandingskrag sê. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. Ek sien nie met die oë van my normale oë nie, ek sien met geestelike oë, en in my geestelike oë sit ek saam met Christus aan sy regterhand, is ek besig om te regeer, is ek besig om van daar af te bid. Ek bid nie as 'n weeskind van die onderaf, ag help my nie. Ek is besig om te sit in my posisie, in hom, alles is onderwerp, bo alle mag, bo alle krag, bo elke naam, en ek is daar saam met hom, en ek bid en ek praat van daar af, en ek sê vir vrees, uit my huis uit. Jy's nie welkom hier nie. Vriend, hy's besig om die lewe uit kinders van God uit te druk. Luister wat ek vir jou sê. In die kerk vandag is dit die ding wat ek dink ons sukkel die meeste mee. Want ons is net so bang soos die wêreld. Ons is in dieselfde, ons weet nie wat om te doen nie, ons weet nie wat die antwoord nie. En tog het hy vir my en vir jou gesê, dis wie ek is. Jy hoef nie, ek het jou nie 'n gees van slawerny gegee om weer te vrees nie. Ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Ek het jou gees van wysheid gegee, gees van openbaring, gees van kennis van wie ek is. Ek wil hê jy moet dinge weet. Ek wil hê jy moet weet wat is die hoop van jou roeping. Ek wil weet jy moet die rykdom van my heerlikheid ken.
Ek wil weet die opstandingskrag wat ek gebruik het om my seun uit die dode op te wek, het ek nou aan die binnekant van jou gesit, en ek het vir jou in jou kerk gegee, ek het dit vir jou in jou uitreiking gegee. Wat gaan jy daarmee doen? Gaan jy vreesagtig optree en sê ons weet nie wat ons gaan doen nie, of gaan ons 'n gemeente wees wat gaan opstaan en sê, ons verbly ons altyd in die Here. Ons vriendelikheid is aan almal bekend. Ons is oor niks besorg nie. Maar in gebed en smeking en danksegging, laat ons begeertes aan God bekend maak. En weet jy, wat ken jy van die gemeente? Die vrede van God staan wag by hulle harte in Christus Jesus. Kom ons staan en bid ons. Vriend, ek het 'n passie om mense vry te sien. Miskien is jy een wat vandag daar staan en sê, ek hoor wat jy sê, maar hierdie vrees het my vas. Hierdie vrees hou my. Hierdie gees van vreesagtigheid is besig om my te druk, en ek weet nie om ontslae te raak van dit nie. Ek gaan nie uitnooi om vorentoe te kom. Laat ek vir jy bid. En weer raai wat gaan gebeur. Die vrees om vorentoe te kom en die vrees om vulnerable te wees voor ander mense gaan onmiddellik vir jou sê, moenie dit doen nie. Daar is 'n salwing van God die Heilige Gees om jou vry te maak. Kompleet, heeltemal. Ek gee nie om wat in jou liggaam aangaan nie. Ek gee nie om wat se siekte, wat se kwaal, angs, vrees, bekommernis, wat ook al jy mee sukkel nie. Ek gee nie om wat dit is nie. Daar's 'n autoriteit in die naam van Jesus om jou vry te maak. En jy gaan vir my sê, ons is nou nie gewoon daaraan om vorentoe te kom, en hoekom moet ek vorentoe kom? Want dis geloof. Dis wanneer ek in myself oorgee en sê, Here, ek het jou nodig. Vriend, ek het niks wat ek jou kan gee vandag nie. Maar die gees wat binne in my is, daardie gees wil jou losmaak en vrymaak. Miskien het jy al probeer op jou eie manier om vry te wees, om los te kom. En te sê, ek wens net, ek kan vir een oomblik die stemme stil maak. Ek wens dat ek kan vir een oomblik ophou bekommerd wees oor my familie, oor my gesin, oor my oor my liggaam, oor wat aangaan. Ek wens, ek kan net ophou. Vandag is jou dag. Vandag is jou oomblik. Ek gaan dit nie uitrek nie. En ek beloof vir jy, die gebed is vinnig en is eenvoudig, en die Here gaan nie vrymaak. So ek gaan die uitnodiging uitstel, ons gaan weer die lied sing, as jy wil, kom vorentoe, ons gaan vir jy bid, ek en Natasha, en die Here sal jy vrymaak, en dan maak ons die diens klaar. Ons moet seker klaar maak. Vader, ons dankie vir vandag, ons dankie vir u liefde, ons dankie vir u genade, ons dankie vir dit wat u in ons lewe doen, ons dankie wat u doen in hierdie uitreiking, ons dankie wat u gedoen het in lewens vandag, ons dankie vir die testimonies wat ons sal hoor, van dit wat u reeds gedoen het, dit wat u besig is om te doen, dit wat u nog gaan doen, en ons oog is op u, ons lofprysing, ons aanbidding is tot u, en ons sê vir u dankie. So vandag, Vader, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van God die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Amen. Nou kan julle maar eet.